Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 25ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Egpaar is vermoor in die Kreer Wildtuin. Jou volle storie is hier. Naledi Pandor is die naweek beroof in haar huis. Duisende beeste ingeënt teen BKS. Jimmy Stonehouse oor die Pumas se wen. Zverev wen sy ronde op Roland Garros. Cheslin Kolbe en Siya Kolisi speel weer saam vir die Stormers. Die 71-jarige Ernst Maree en sy vrou Dina Maree, wat 73 jaar oud was, van Mosselbaai is dood aangetref in die noordelike deel van die Kreer Nasionale Park nadat hulle as vermis aangemeld is. Die egpaar was glo op 'n besoek aan die wildtuin toe hulle spoorloos verdwyn het. Volgens voorlopige inligting het personeel en besoekers bekommerd geraak toe die egpaar nie na hulle kamp teruggekeer het nie. 'n Soektog is daarna van stapel gestuur in die afgeleë Pafuri gebied naby Kroekskonner. Die liggame van Ernst en Dina is later ontdek. Berigte dui daarop dat beide ernstige steekwonde aan die bolyf gehad het. Die egpaar se groen Ford Ranger bakkie is steeds op soek en die polisie ondersoek nou sake van dubbele moord en moontlike kaping. Forensiese spanne en ondersoekers werk saam met die SANParke om die omstandighede rondom die tragedie te kan bepaal. SANParke het gesê die voorval het groot skok veroorsaak, aangesien sulke ernstige geweldsmisdade baie seldsaam binne die wildtuin voorkom. Die bestuur van die wildtuin het hulle medelee met die Maree familie uitgespreek en besoekers verseker dat veiligheid steeds 'n prioriteit by hulle bly. Vriende en inwoners van Mosselbaai het intussen hulle hartseer en ongeloof uitgespreek oor die dood van die bekende egpaar. Gemeenskapslede beskryf vir Ernst en Dina as vriendelike en rustige mense wat lief was vir die natuur en daarvan gehou het om te reis. Baie mense het op sosiale media hulle meegevoel met die familie gedeel. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n beroep op enige persoon gedoen wat moontlik inligting oor die vermiste voertuig of die beweging van die egpaar het om na vore te kom. Die ondersoek duur tans voort. Daar is volgens nuwe polisiedata 'n groot toename in vuurwapenlisensie aansoeke in Suid-Afrika, met sommige verslae wat aandui dat aansoeke met so 70% opgeskiet het. Die styging word verbind aan Suid-Afrikaners se groeiende kommer oor misdaad, huisrooftogte en persoonlike veiligheid. Kenners meen dat baie mense voel hulle kan nie meer net op private sekuriteit of die polisie staat maak nie en kies daarom om wettige vuurwapens vir selfverdediging aan te skaf. Volgens beskikbare data was daar reeds honderde duisende nuwe vuurwapenaansoeke hierdie afgelope paar jaar wat groot druk op die SAPD se sentrale vuurwapenregister geplaas het. Die toename in aansoeke lei ook tot langer wagtye vir goedkeuring van lisensies. Sommige aansoekers wag maande lank vir hulle bevoegdheidssertifikate en vuurwapenlisensies om afgehandel te word. Organisasies wat vuurwapeneienaars verteenwoordig, sê die stelsel is oorlaai om die verwerking van dokumente stadig verloop het. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens beklemtoon egter dat streng beheer toegepas word voordat 'n lisensie goedgekeur word. Voor 'n persoon 'n vuurwapen mag besit, moet hy of sy opleiding voltooi, bevoegd verklaar word om verskeie agtergrondondersoeke te slag ook. Intussen waarsku veiligheidskenners dat meer wettige vuurwapens nie noodwendig beteken dat misdaad gaan afneem nie. Hulle sê verantwoordelike hantering, behoorlike opleiding en veilige bewaring van vuurwapens bly uiters belangrik. Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, was die naweek 'n slagoffer van 'n gewapende huisrooftog by haar woning in Pretoria. Volgens die polisie het 3 gewapende mans Vrydag toegang tot die huis verkry en die inwoners met vuurwapens gedreig terwyl hulle die woning deursoek het en geplunder het. Berigte dui daarop dat Pandor in haar slaapkamer gekonfronteer is terwyl haar man glo in 'n badkamer aangehou is gedurende die rooftog. Die rowers het met verskeie waardevolle artikels weggekom, waaronder TV's, selfone en 'n skootrekenaar. Die gesin se Toyota Cross is ook gesteel, maar is later in Mamelodi Oos teruggevind deur die polisie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat niemand fisiek beseer is nie, maar dat die voorval groot skok veroorsaak het. 'n Groot soektog na die verdagtes is intussen van stapel gestuur. Waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Boleng Dempane, het gesê ondersoekspanne werk dag en nag om die skuldiges op te spoor. Die voorval het weer kommer laat ontstaan oor die hoë vlakke van gewapende rooftogte en huisbrake in Suid-Afrika. Politieke leiers en gemeenskapsorganisasies het hulle skok uitgespreek en gesê selfs bekende openbare figure word nie van geweldsmisdade gespaar nie. 'n Polisiekonstabel en 2 ander mans in KwaZulu-Natal, KZN, is in hegtenis geneem nadat hulle glo met 'n groot vragdagga betrap is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie.
Volgens polisiewoordvoerders het lede van verskeie KwaZulu-Natal eenhede die voertuig op 'n pad tussen Nongoma en Ulundi gestop nadat hulle inligting ontvang het oor 'n voertuig wat vermoedelik dwelms vervoer het. By deursoeking van die voertuig is sowat 31 bale dagga ontdek met aansienlike straatwaarde. Die bestuurder van die voertuig is bevestig as 'n diensdoenende polisiekonstabel verbonde aan die Public Order Policing Unit in Durban. Die ander twee insittendes is saam met hom gearresteer op aanklagtes van handel in die besit van dagga. Die verdagtes is in hegtenis geneem op die toneel en sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Die polisie het gesê interne dissiplinêre stappe sal ook volg teen enige lid van die SAPD wat by hierdie saak betrokke is. Die regering het bevestig dat meer as 500,000 beeste reeds ingeënt is teen bekkenklouseer, terwyl pogings verskerp word om verdere verspreiding van die siekte te beperk. Die uitbreiding van bekkenklouseer het vroeër groot kommer in die landbousektor veroorsaak, aangesien dit 'n hoogs aansteeklike siekte is wat vinnig tussen veekuddes kan versprei en ernstige ekonomiese verliese kan veroorsaak. Volgens landbouowerhede is die inentingsveldtog nou wyd versprei oor verskeie provinsies met fokus op gebiede waar nuwe gevalle voorheen aangemeld is. Veeartsenydienste werk saam met plaaslike boere om kuddes te identifiseer, te monitor en betyds in te ent om verdere uitbrake te voorkom. Daar is tekens dat moontlike vordering gemaak word tussen die VSA en Iran oor konflik in die Midde-Ooste. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het gesê daar is 'n beduidende vordering in onderhandeling om spanning te verminder en om die straat van Hormuz weer veilig oop te hou vir wêreldhandel. Verskeie berigte meld dat daar gewerk word aan 'n moontlike ooreenkoms oor Iran se kernprogram en die vermindering van militêre spanning in hierdie streek. Sommige bronne sê 'n konsepooreenkoms is reeds grootendeels uitgewerk, maar Iran waarsku dat daar nog groot verskille tussen hierdie partye bestaan. Die situasie bly egter baie broos. Daar is nog geen finale ooreenkoms aangekondig nie en diplomate sê die gesprekke kan steeds misluk indien beide kante nie sal saamstem oor belangrike punte soos Iran-verryking en sanksies nie. 'n Nederlandse burger is by die OR Tambo internasionale lughawe gearresteer nadat polisie meer as 40 kg kat in sy bagasie ontdek het. Die dwelms het 'n geskatte straatwaarde van sowat R240,000. Die verdagte is glo onderweg na Frankfurt in Duitsland toe hy tydens 'n intelligensiegedrewe operasie onderskep is. Hy sou maandag in die Kempton Park Landershof verskyn het om aanklagtes van dwelmhandel. Volgens die SAPD is meer as 50 sogenaamde drugmules reeds die afgelope 2 jaar by OR Tambo vasgetrek as deel van 'n groter veldtog teen internasionale dwelmhandel. 'n Nuwe studie toon dat inflasie, werkloosheid en geldsake tans die grootste bekommernisse vir Suid-Afrikaners is. Volgens die jongste TransUnion Consumer Poll studie sê 41% van die mense dat stygende pryse van alledaagse produkte hulle grootste finansiële probleem is. Die studie wys ook dat baie huishoudings sukkel om rekeninge en lenings terug te betaal, terwyl hoë brandstof, kos en elektrisiteitspryse druk op gesinne plaas. Werkloosheid bly 'n groot probleem in Suid-Afrika. Internasionale verslae skat dat die werkloosheidssyfer reeds bo die 30% merk is, met jeugwerkloosheid wat selfs hoër is. Nog 'n opname deur die HSRC het bevind dat korrupsie, die hoë lewenskostes, inflasie en misdaad die grootste redes is waarom baie Suid-Afrikaners bekommerd en onseker oor hierdie toekoms voel. Paul Roos Gimnasium het die naweek een van die grootste verrassings in skole rugby opgelewer toe hulle hoër jongens kon Parel, beter bekend as Boyside, met 28 teenoor 22 punte gewen het. Paul Roos het van die begin af baie sterk gespeel en hulle het gewys hulle is reg vir die groot wedstryd. Hulle voorspelers het hard gewerk en die agterspelers het die gapings mooi gebruik. Teen rustyd was die wedstryd reeds baie spannend geweest. Boyside het in die tweede helfte teruggeveg en probeer om die telling om te draai, maar Paul Roos se verdediging was baie goed geweest. Elke keer wanneer Boyside momentum gekry het, het Paul Roos weer beheer oorgeneem. Die wen beteken baie vir Paul Roos, want Boyside is een van die sterkste rugbyspanne in Suid-Afrika. Ondersteuners en oudleerders van Paul Roos was baie trots op hierdie span en deursettingsvermoë en hulle veggees. Die Airline Pumas se afrigter, Jimmy Stoniels, kon na Saterdag se dramatiese SA bekerfinaal net goeie dinge oor sy span sê nadat hulle die Suzuki Griquas met 38 teenoor 35 in Kimberley gewen het. Die wedstryd was 'n ware thriller. Die Pumas het in die eerste helfte uitstekende rugby gespeel en teen rustyd het hulle reeds met 28 teenoor 7 voorgeloop. Hulle het vinnig aangeval, harde verdediging gespeel en die Griquas onder groot druk geplaas. Die Griquas het egter in die tweede helfte sterk teruggeveg, al moes hulle vir tyd lank met 14 spelers speel na rooi kaart. Hulle het 3-3 gedruk om die telling gelyk te maak. In extra tyd het Danrik Versaghi 'n 3 gedruk en strafskop oorgeskop wat die Pumas die titel gegee het. Dit beteken die Pumas het die SA beker suksesvol verdedig en rug aan rug hierdie titels gewen.
Stounius het na die wedstryd gesê, hy is baie trots op sy spelers se veggees, dissipline en hulle karakter. Hy het beklemtoon dat die span nooit opgegee het nie, selfs toe die Griekwas sterk teruggekom het. Baie rugby-ondersteuners en many Pumas wys weer dat hulle een van die gevaarlikste en mees hardwerkende provinsiale spanne in Suid-Afrikaanse rugby is. Ricardo Duarte is weer nader getrek deur die Blitsbokke se afrigtingsspan nadat verskeie beserings in die Suid-Afrikaanse sewensgroep opgeduik het voor die volgende sewens reeks. Duarte is een van die mees ervare spelers in die groep en die afrigters, glo in sy spoed, verdediging en kalmte onder druk en kan baie waarde tot die span toevoeg. Hy het al in die verlede groot oomblikke vir die Blitsbokke opgelewer, onder meer toe hy teen Nieu-Seeland 'n belangrike strafskop oorgeskop het om die wedstryd vir hulle te wen. Die Blitsbokke moes hulle groep aangepas het nadat verskeie spelers beserings opgedoen het tydens die onlangse toernooie. Die afrigter Philip Snyman probeer nou die regte balans tussen ervaring en jong talent kry vir die komende reekse. Ondersteuners is bly om Duarte terug in die prentjie te sien omdat hy bekend is vir sy goeie en harde werk, spelersverspreiding en veggees. Baie rugbykenners meen hy kan 'n belangrike rol speel om stabiliteit in die span terug te bring. Die Duitse tennisster Alexander Zverev het gister 'n baie sterk begin by Roland Garros gemaak toe die Fransman Benjamin Bonzi gemaklik en reguit stelle gewen het. Zverev het voor Bonzi se tuiskar in Parys met 6-3, 6-4 en 6-2 gewen. Die Duitser het van die begin af beheer geneem en sterk van die agterbaan gespeel. Die wedstryd het net meer as 2 ure geduur op die Court Philippe Chatrier, waar die temperatuur bo 30 grade gestyg het. Ondanks die warm toestande het Zverev baie gemaklik gelyk en min foute gemaak. Met die oorwinning beweeg Zverev nou na die tweede ronde van die Franse Ope. Hy word beskou as een van die groot gunstelinge om vanjaar diep in die toernooi te gaan, nadat hy verlede jaar ook baie goed op die kleibane gespeel het. Daar word sterk berigte versprei dat die Springboksterre Cheslin Kolbe en Siya Kolisi volgende seisoen weer saam met die Stormers gaan speel. Volgens verskeie rugbybronne is Kolbe baie naby daaraan om terug te keer na Kaapstad toe, nadat hy die afgelope paar jare in Japan gespeel het. Siya Kolisi se terugkeer na die Stormers is reeds vroeër sterk bespreek en dit lyk of hy weer 'n blou trui in Kaapstad gaan aantrek nadat hy by die Sharks gespeel het. Vir die Stormers ondersteuners is dit goeie nuus want Kolisi en Kolbe is twee van die gewildste en mees ervare Springbokke. Albei het al rugby wêreldbekers gewen en bring goeie leierskap en ervaring terug na die span. Baie ondersteuners glo die Stormers kan weer een van die gevaarlikste spanne in die URC word en die twee spelers saam op die veld uitdraf. Rugbykenners sê ook die kombinasie van Kolisi se leierskap en Kolbe se spoed en vaardigheid kan 'n groot verskil maak vir die span se toekoms. Advertensie van Netwerk 24, tekening en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg streek lyk so: Messina 1526, Polokwane 923, Lepalale 1326, Mbombela 1025, Maikeng 1224, Pretoria 1323, Johannesburg 1222, Ermelo 26, Kalahari 1628, Gaborone 1525, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 1125, Durban 1625, Port St Johns 1425, Pongola 1426, Maputo 1727, Bethlehem 718, Bloemfontein 1021, Alawal Noord 1021, Welkom 1122, Vryburg 1225, Kimberley 1324, Appington 1627, Prieska 1425, Springbok 1425, Karasburg 1628, Keetmanshoop 1628, Mariental 1529, Alexanderbaai 1321, Brandvlei 1525, Loedersbaai 1629, Vredendal 1426, Kaapstad 1522, Sutherland 1018, George 1424, Jeffreys Bay 1423, Kibera 1324, Grafreinet 1123, Kaapogillas 1220, De Aar 1221, Multino 1817, Beaufort Wes 1324, Oos-London 1324, Mabalane 16-29 grade Celsius in die middag. 'n Verkorte weerberig vir vandag. Die Weskaap koel tot matig warm met gedeeltelike bewolking. Noord-Kaap sonnig en droog, later gedeeltelik bewolk. Die Oos-Kaap koel met gedeeltelike wolke en ligte wind langs die kus. Vrystaat koel tot koud vanoggend, later mooi sonskyn. KwaZulu-Natal warm en gedeeltelik bewolk en moontlike ligte by in die noorde. Noordwes sonnig en koel tot warm. Gauteng
koel begin, later gedeeltelik bewolk en aangenaam. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met enkele ligte buie, is moontlik in die ooste. Limpopo, warm met verspreide wolke en kans op ligte reën in die verre noorde. Geen ernstige weerwaarskuwings is vir vandag uitgereik nie. Ons markaanwysers vir vandag, die rand verhandel teen R16.45 teenoor Amerikaanse dollar. Die pond kos R22.13, die euro verhandel teen R19.10, die Australiese dollar kos R11.72, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,931 per fyn ons, palladium kos $1,357, goud kos $4,516 per fyn ons, silwer per fyn ons is $75.35, Brent olie per vat is $103.54. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.